Wat kry jy as jy liefde en musiek saam sit? Dan kry jy 'n prachtduo so skemer. Welkom by Sitkamer Sessies. Ek is Lukas Potgieter en vandag gesels ek met die prachtduo wat nie net hulle liefde vir mekaar deel nie, maar ook hulle liefde vir musiek. Dis reg, ek gesels met Skemer. En die reën stort neer oor my hart se seer. Jy vaai weer my vrese weg en alles is vir 'n oomblik reg. Die dinge wat jy aan my doen, as jy my soen, as jy my soen. Ek weet, ek kom altyd weer terug, want my asem raak op en jy is my lig, om te leef en te wees, so onmoontlik om te doen. Sonder jou sal my hart staan, elke keer as ek val, sal jy my vang. Vrou brande geblus, dis nou emmergroen, dis wat jou lippe aan my doen, met dit Vandag gesels ek met die duo Skemer. Armand en Andrea, baie welkom hier by Sitkamer Sessies. Hoe gaan dit met julle? Dankie, dit gaan baie goed met ons, hard gewerk hierdie week. Ja, ons het aan 'n hele paar projekte gewerk, maar dit gaan regtig baie goed met ons. Baie dankie dat jy ons genooi het om met jou te gesels vanaand. Dis 'n groot plesier, baie welkom hier by die aanlyn sitkamer. Nou, Skemer, vertel vir ons 'n bietjie, hoe het Skemer begin? Okay, so vir die van julle wat nou nie in aanlyn liefde glo nie, ek en Armand het ontmoet op Facebook. Hy het uitgereik want hy het 'n klein studio gehad by die huis en hy het toe nou uitgereik en 'n post op Facebook gesit wat gevra het hy wil graag 'n vroue stem opneem. En ek het deur gery Pietersburg toe, ek is van Hartbeespoortdam af gewees, ons is op heidaglik ook in Hartbeespoortdam, maar wat toe nou uitgedraai het dat ek sou 'n liedjie opgeneem het en ons het toe nou saam 'n liedjie opgeneem en ja, ek dink daai dag maar verlief geraak op mekaar in die studio en ja, the rest is history. Julle sê julle het 8 maande lank. Yes. Julle sê julle het jare gelede liefde agter die mikrofoon gevind. Vertel vir ons van daardie oomblik, was dit liefde op die eerste noot? Hoe het julle geweet? Jong, interessante feit van my is, ek was altyd in aksiegedrewe werke in. En ja, ek het maar eers begin sing 2017 daar rond. Ja, ek net begin, ja. Ja, so ek sou sê dit het gegroei in 'n liefde in en 'n droom in, verseker, groot passie geraak van my. Ja, maar ek dink ja, die dag toe ek en Armand 'n liedjie saam opneem, was dit definitief soos ek dink ons albei se liefde vir musiek en op daai stadium die verspottigheid in studio en alles wat gepaard gegaan het met dit het veroorsaak dat ons verlief raak op mekaar op die einde van die dag. Was dit Dit was die vraag. Okay. Julle beskryf Julle beskryf dat liefde 'n groot inspirasie in julle musiek is. Hoe hou julle dit vars en eerlik sonder dat dit te sweet of te voorspelbaar is? Ek dink ek verstaan dit reg. So wat ek weer probeer. Hierdie bedryf van ons as man en vrou in dieselfde bedryf kan soms baie keer moeilik raak, veral as mans en vrouens saamwerk in dieselfde afdeling, dieselfde kantoor, verstaan? Ja. En wat dit vir ons maklik maak is Andrea het haar afdeling van ons musiekloopbaan en ek myne. So ek manage die studio en doen al die recordings vir ons en vir ander kunstenaars en sy doen al die ander admin en showbookings en social media en stuff wat ek absoluut niks van haar weet. En so bly ons uit mekaar se besigheid uit op 'n dag en dan
wanneer ons shows doen en travel, dan sien ons dit soos 'n weekend getaway of 'n date night of jy weet. Ja, teenoor. Ek dink ek het weer nie die vraag reg verstaan nie. Nee, My brein is nog by die studio, ek nou net klaar gewerk. Vertel vir ons, baseline deur my kop. vertel vir ons van julle Engelsnit net een soen. Hoe het dit ontstaan? So net een soen is geskryf deur Hugo Ludik. Jy kry al die maklike verhale en ek kry die moeilike verhale. I've got both. So Hugo het vir ons die liedjie geskryf. Ons het eintlik uitgereik na hom toe. Dis een van die laaste liedjies wat ons gedoen het by 'n ander producer. En ons het dadelik aanklank gevind by net een soen. Ons spot altyd en sê dit het net een soen gevat en hier sit ons nou nog steeds 8 jaar later. Maar die liedjie, dit is net asof daai liedjie spesifiek vir ons geskryf was en dit het so gepas in ons genre en soos hoe ons gevoel het op daai stadium. So ons werk nou eintlik al baie lank saam met Hugo Ludik en elke liewe keer is dit soos hy create net magic. Hy weet maar net wat hy doen. So ja, dis net een soen ontstaan het en dit het so lekker ingeval by ons. Long story. Vertel vir ons ook van julle liedjie Verloor Beheer. Ek het Verloor Beheer gesien oralste. As ek my sosiale media oopmaak, is Verloor Beheer daar. En dit het soos 'n oorwurm geword vir my en vir baie ander aanhangers ook vir julle. Van julle, ekskuus. So vertel vir ons Verloor Beheer se proses. Hoe het daai tot lig gekom? Okay, so Verloor Beheer het ek 7 jaar terug geskryf toe ek van Andrea ontmoet het. En toe het ons weer die studio oopgemaak by die Huis en Harties. So 'n jaar terug. So 'n jaar terug, ja. Bietjie meer as 'n jaar terug. En toe het ons Verloor Beheer gevat en bietjie gereproduce en stuff. En dit was eintlik oorspronklik soos 'n rock song tipe vibe geweest. En ja, toe bou ons uit die song in studio, rekord hom en dit was toe ons heel eerste release uit ons studio uit vir Skemer. So ja, hy het nogals baie goed gedoen vir ons, vir op Spotify. Ja, ek dink is die song wat vir ons die beste gedoen het op Spotify. So dit was regtig nogals awesome geweest dat dit uit ons eie studio uitgekom het, heel eerste enetjie. Skemer se klank is 'n mooi balans tussen ballades en ligte country pop. Hoe het julle by daardie styl uitgekom en dink julle dit beskryf julle ook as mens? Ja, definitief. Ek dink, kyk, ek en Armand het mekaar eintlik ontmoet deur country musiek. So ons albei is baie lief vir country musiek. Dit is eintlik al in ons ek het van klein dogtertjie af country musiek geluister. Armand het eers op die ouderdom van 21 begin country musiek luister. Maar dis hoe ons op die einde van die dag mekaar ontmoet het en ons albei het soos 'n regtig baie groot hart vir country en ek dink dit weerspieël definitief in ons musiek, maar ons hou tog nog weet heeltyd ons Afrikaners hou mos maar van 'n lekker sokkie en 'n braai. So mense moet mos nou maar country en die sokkie of pop inkorporeer met mekaar en ek dink dis wat ons nou probeer doen het die laaste 8 jaar. En ja, ek dink die twee het mekaar mooi gevind in die middel en dis hoe Skemer se klank maar eintlik is. Ons het 1 ballade vrygestel laas jaar. Nee, hierdie jaar. Sjoe, die tyd gaan so vinnig verby, maar hierdie jaar ons het Soen vrygestel. Dit is eintlik 'n liedjie wat geskryf is deur Theo Amstel van Westhuizen, ook 'n baie goeie skrywer en Armand het ook daai liedjie produce, maar dit was ook iets heeltemal buite ons comfort zone, want dit was meer pop as wat dit enigstens Ja, was meer pop, EDM, so dit was nogals iets anders, ja. Bietjie klein bietjie country, maar ons wou nog altyd 'n ballade gehad het, so toe release ons maar en kyk wat gebeur en you win some, you lose some. Yes. So gepraat van julle liedjie Soen. Julle het die liedjie natuurlik op hierdie liedjie het julle saam Theo Amstel gewerk. Wat van sy skryfwerk het julle aangetrek en hoe het julle besluit dat hierdie die volgende liedjie gaan wees? Ek dink daar's min skrywers in die land en uit daai min skrywers is daar nog minder wat jy weet goeie stories en verhale kan skryf soos wat
Johan Oberholzer kon en daai tipe talent sit in Theo ook. En toe ons die sang, jy weet, luister vir die eerste keer, toe maak die hele prentjie vir ons sin en ons dadelik aanklank gevind by die sang. En ja, Ja, ek dink ons het vir die heel eerste keer toe nou uitgereik na Theo toe en soos hy sê, ons wou nog altyd 'n ballade gehad. Dit was regtig net soos iets op ons bucket list gewees. En toe ons eerste keer hierdie liedjie gehoor het, soos van okay, dis die liedjie wat ons wil hê. En dit het eintlik toe nou so mooi uitgekom. Kyk, dit is nie een van die liedjies wat vir ons die beste gedoen het nie. Soos ek vroeër ook beskryf het, Suid-Afrikaners hou maar van 'n lekker 'n sokkie en 'n braai en so aan. Maar dit was iets op ons bucket list en ons wou dit graag vrystel en ek dink dit het baie mooi uitgekom. ja, die musiekvideo is ook hier in ons agterjaard geskiet, glo dit of nie. Sure, okay. Nou, Baie cool. wie is julle inspirasie in die Afrikaanse musiekbedryf? Ek sou sê uit 'n producer perspektief uit, Hugo Ludik definitief, want hy is een van die min producers wat homself geleer het, jy weet, tot waar hy nou is, alles self geleer, Ja. sonder om enige studie te gaan doen en dis nogals vir my 'n baie groot inspirasie. Mm. Afrikaanse musiekbedryf sou ek sê Rian se goed is baie nice en wel almal se goed is baie nice. Die Suid-Afrikaanse bedryf van ons is so cool. Ons het so baie vriende in die Ja, bedryf. baie goeie musikante. Vir my sal ek ook sê soos Demi Lee, alles wat sy doen is vir my pragtig en haar musiek is regtig beautiful. Daar's ongelukkig nie baie duos in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf waartoe ons kan opkyk nie. Ja. Wat 'n goeie ding is vir ons, want daar's plek vir ons in die mark. Maar ja, so ek het baie Ja, en Leon, presies. Jy en Leonie en Albei. Reën was baie cool. Ongelukkig is hulle nou uitmekaar uit, maar Ja. hulle het baie cool musiek gehad. Ja. En rook sy as julle hierdie kyk, Ja. like julle op. Wie Maar ek weet nie, hulle is 3. ja, hulle is 3. Wie is Andrea en Armand as hulle nie besig is om skemer te wees op die verhoog nie? Jy kan eers gaan, wie's jy? Ja, dis 'n tawe vraag. Dis die eerste keer dat ek daai vraag hoor. Moet ek eers? Nee, so ons loopbaan is basically 24/7. So as ons nie op die verhoog is nie, dan is ek studio-ingenieur by die huis, werk in die studio van maandag tot Vrydag. En ja, wees pa. En jy? Ek is 'n vrou. Ek is- dan sê ek ook so. Ek is jou vrou. Dis harde werk. Oh, Ek is 'n ma van 2 dogtertjies en natuurlik doen ek alskemers admin en ons het 'n agent ook, maar ek help ook met besprekings en sosiale media speel ook maar 'n groot rol in vandag se lewe. Ons kry dit nie altyd reg nie, maar ons probeer. So ek dink ja, ons albei doen maar ons ding, ons probeer goeie ouers wees. Ons is goeie ouers. Ja, baie mense dink as jy in die loopbaan inkom of in die bedryf inkom, is dit soos 'n oornag. Jy weet, jy het 'n song release en great, daar's jy op die groot verhoog en stuff, maar ons is nou al 8 jaar wat ons 24/7 werk. So jy Ja. werk maandag tot Vrydag aan nuwe materiaal, naweke show jy. Ons show letterlik tussen 2 en 3 shows elke liewe naweek van Januarie Sure. af tot Desember. It's crazy. Nou, omdat jy gesê het en soos wat baie van ons weet, die musiekbedryf, dis nie net 'n 9 to 5 normale werk nie. Dit is 'n commitment wat jy maak. Hoe hou julle daai passie en hoe bly julle gemotiveerd in die bedryf? Ek dink dis die lekker ding daarvan is om die groei te sien op die einde van die dag. Al die werk wat jy insit, soos ek nou byvoorbeeld agter die rekenaar, elke liewe instrument wat ons binne 'n track insit en die vocals opneem op die einde van die dag van die song wat jy self geskryf het en 'n hele liedjie wat jy bou uit absoluut niks uit en jy release dit, jy weet, buite in die mark en soveel mense vind aanklank by jou kuns op die einde van die dag. Ek dink dit is wat my motiveer. En die shows is baie lekker. Mense. Daar's duisende mense en dit is lekker om al daai mense in 'n vibe te sien.
jy Ja. voer van daai crowd se vibe af. So dis is moeilik om te verduidelik. Ja, nee, verseker, maar dit beteken ook nie dat ons nog nie gevoel het ons wil al moet opgee nie. Dis nie altyd maanskyn en rose nie. Ons het al baie gevoel ons wil moet opgee en ons wil tou opgooi en ons het al en ander goed tussenin probeer doen. Maar op die einde van die dag kom ons altyd weer terug na musiek toe. Dis tog waarvoor ons lief is. Die afgelope paar jaar was duidelik groei vir julle. En dit was groot groei vir julle. Wat het julle die meeste verras op die pad van onafhanklike kunstenaar wees? Iets wat niemand jou vooraf vertel het nie. Daar is 'n goeie vraag. Ek sou sê een van ons groot verrassings hierdie jaar was toe hulle ons laat weet het ons strepe in die bos op. Ja. Dit was vir ons 'n regtig groot verrassing gewees en 'n groot voorreg. Dis natuurlik een van die grootste feeste. En ek moet vir jou sê, elke keer kom daar nuwe verrassings en dan elke keer oorskry ons eie verwagtinge. Soos mens dink jy kan dit nie self doen nie en baie keer soos ek nou gesê, dan wil jy opgee want dis soveel harde werk en is moeilik om dit self te doen. Maar so nou en dan kry jy 'n reward en dan voel dit jy kan net weer aangaan. Daar's baie al is dit net een mens wat na jou toe kom en vir jou sê hoe great jy is of hoe jy hulle lewe verander het. Dit alles tel op en dit maak 'n groot verskil. Wat beteken sukses vir julle? Is dit die getalle, is dit die streams of dalk net daardie een boodskap van iemand wat sê julle lied het my geraak? Ja, kyk ons grootste nie mylpaal nie, wat noem mense dit, ons grootste doelwit op die einde van die dag is dat soveel as moontlik mense ons musiek hoor en ons storie ken. Ja. 100%, so meer mense, so dit gaan nie noodwendig vir ons oor om die streams dop te hou en om te kan sê, ek het 200,000 views op my YouTube channel nie, maar op die einde van die dag wil ons hê, almal, soos hy nou sê, almal moet ons ken, of ons musiek ken, en ons storie ken, en luister na wat ons te sê het. Dis eintlik ons grootste doel, en daai is sukses dan. Julle sê dat julle musiek dikwels oor struikelblokke in verhoudings gaan. Watter boodskap hoop julle luisteraars vat saam uit soen, julle liedjie soen en net een soen? Iets wat dalk iets wat herkenbaar sal voel. Wat hoop julle dat mense uit julle liedjie sal vat? Om nie op te gee nie, as jy girl het, gee haar soen, jy gaan met haar trou. Met haar trou. Moet nooit opgee nie. Die liefde is nie altyd maklik nie. Ons spot altyd so op shows en sê die liefde is nie altyd maklik nie, maar so lekker. En mense moet meer eerlik wees daaroor, want dit is nie altyd maanskyn en rose nie. En daar is wat is die woord nie, turbulence nie, turbulensie, ek weet nie hoe mense sê nie. Daar struikelblokke in elke liewe huwelik en elke liewe verhouding. En ek dink, ek het nou nie besef toe hy sê, ons praat baie oor die struikelblokke nie, maar dit is actually in 3 van ons liedjies, dat ons praat daarvan. Maar daar is 'n liedjie, sê dit harder, en dit is 'n motiverende boodskap, wat luisteraars motiveer om dinge meer te sê, eerder as byvoorbeeld ek wat hier sit en ek kyk vir 'n girl en ek voel, ek is verlief nou, maar jy sê nooit iets nie. Staan jy op en jy loop en that's it, gone. Maar ons probeer die mense motiveer, as jy lief is vir iemand of jy voel iets vir iemand, sê dit harder, sodat jy nie hoef spyt te wees op die einde van die dag, as jy dit ooit sê. Nou die laaste vraag voordat ons na iets lekkers toe beweeg. Wat is volgende vir Skemer? Dit is 'n baie lekker vraagie. Ek love daai vraagie. Wil jy sê? Ja, so ek is nou, soos ek nou gesê het, net klaar gewerk in studio al van vanoggend 8:00 af. Besig om 'n song te bou vir ons volgende release. So
ons gaan country nou 'n bietjie op sy sit en pop te beweeg. So Okay. ons mikpunt is om 'n goeie balans te kry tussen jy weet sagte country en moderne pop musiek. So die track wat ek nou besig is om te bou is daar soos 'n halwe geveg tussen country en pop. So elke keer wanneer country dink hy doen iets, dan oorheers pop hom in die track. Okay. En ja, die liedjie se naam is Bietjie. Bietjie. Dis 'n groot verandering vir ons. Aangesien al ons songs, jy weet, meerderheid country is. En ons gaan nie oor die struikelblokke van die huwelik sing of die verhouding sing nie, beloof. Maar het ding met ons is ons probeer elke keer iets beters uitbring as die vorige keer. So Okay. hierdie gaan definitief een van die boeke wees. Ons gaan die tweede week in Desember vrystel. Ons is baie opgewonde. Ons gaan natuurlik nou vir almal begin vertel. Ons kry 'n nuwe logo, ons rebrand heeltemal skemer. So dis regtig baie exciting vir ons en sien baie uit vir die nuwe pad vorentoe. Ons sien baie uit om julle dop te hou op hierdie pad vorentoe. Nou, skemer, voordat ons nou gaan groet, moet ons eers natuurlik iets fans doen op Sitkamer sessies. So ons gaan 'n speletjie speel. Ons het 'n wiel wat ons hierso spin en op daai wiel is daar so 'n paar speletjies op. Ons weet nie wat ons gaan speel nie, maar ons spin die wiel daarvoor om uit te vind. En dan natuurlik daar waar die wiel land, daai speletjie gaan ons speel. So is julle reg. Ons is reg. Ek glo so. Kom ons spin die wiel. Ons speel vinnig of versigtig. Kom ons Dit kyk. klink gevaarlik. Jy mag nie dink nie, jy moet net kies. Dis vinnig of versigtig. So ek gaan vir julle 'n paar vragies vra. Dis vinnig of versigtig is die Afrikaanse weergawe van this or that. Om dit vir julle te stel. Okay. So ek gaan vir julle 'n paar vragies vra en julle gaan moet sê this or that, die of daai. Okay. Okay. Boerewors of biltong? Biltong. Somer of winter? So, Somer. Laat slaap of vroegoggend draf? laat slaap. Verseker. Nee, vroegoggend. Vroegoggend draf. Ja. Uit eet of kos maak? Uit eet. Uit eet. Chocolate of strawberry? Strawberry. En dan die laaste ene. New York of Parys? Nee, ook. Wat is in New York? Eiffeltoring. Nee, wanneer is 'n Parys? Dis in Parys. Wat is die Statue of Liberty? Okay. Ek sê maar eerder Parys. Parys. En dit was vinnig of versigtig. This or that speletjie, Okay. wat so vinnige speletjie was. Skemer, Andrea en Armand, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle hier by Sitkamer sessies was. Ons waardeer julle verskriklik baie. Dankie dat julle met ons kom gesels het oor julle musiek. Is daar 'n laaste boodskap wat julle vir mense daar buite wil gee? Ja, ek sou sê kyk uit vir ons nuwe musiek. Ja. Hou hierdie spasie dop. Dink ons gaan nog groot hoogtes bereik. Ons werk baie hard daaraan. Ons kan nie as ons swart werk. En dankie vir almal van julle wat na ons musiek luister en ons ondersteun. Ja, sonder julle is ons niks nie. Baie dankie dat jy ons genooi het. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie. En vir die luisteraars en die kykers, ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hierso. Dit was Sitkamer sessies. Ek is Lukas Potgieter en ek groet julle met Skemer wat vir ons 2 liedjies akoestiek gaan doen.
But I miss you in the morning when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. I need to hear you say you've been waiting all night. This orange dancing in your eyes from both ends. Your voice only trembles when you try to speak. Take me back to us dancing as we used to be. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. If you leave today, I'll just stare out the way. The orange touches all things around. The grass, trees, and dew. How I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.